Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. How are you doing? Good on you. Hello. Ek gaan nou begin. Wow, sy by die goed. Amper tyd. Hallo, Kobus. Okay, so amper begin. My baba daar agter raas nog steeds. Okay. Here we go. Sit net so. Here Jesus. Dankie vir 'n wonderlike dag. Dankie dat U saam met ons was. Dankie dat U ons gelei het deur die dag. Here, dankie dat ons by ons huise kan wees, Here. Here, dankie dat ons warm is.
Here, ek bid dat ons vanaand U Heilige Gees kragtig sal ervaar en dat U saam met ons sal wees in hierdie part 1, part 1, waardeur ons gaan, waar ons deur die woord gaan werk, Here, en ek bid dat U ons sal lei, Here, hier waar ek sit, waar ek net 'n stuk vleis is, dat U my sal gebruik, Here, en die mense wat kyk, die mense wat inkom, Here, dat U iets in hulle hart sal wakker maak, Here. Ons sê dankie vir die geleentheid net om oor U te kan praat, en ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen. Okay, ek dink ek wil daai aanhou. Kan ek 'n sharp kry as die musiek reg, is alles sharp, stuur net sharp, dan kan ek begin. As alles sharp is, as julle my kan mooi hoor, dan stuur net 'n sharp. Daar's 'n thumbs up, okay. Weet ek die musiek het dalk, ek is terug pastoor Martinet, jy is betyds. Kan jy my mooi hoor? Kan jy die musiek hoor? Ek wil nie eintlik die musiek hê nie, maar kan jy dit hoor? Stuur net 'n sharp. As 'n sharp, okay. So, waaroor ons vanaand gaan praat, en is my gunsteling boek in die Bybel, is Romeine. Die boek van Romeine is vir my absoluut die mees romantiese boek, waaroor dit gaan, en Apostel Paulus het hierdie boek geskryf, en nogal die ironiese deel is, hy was nog nooit eens in Rome gewees, toe hy hierdie geskryf het nie, en hy het regtig die hart van Jesus het hy hier so mooi beskryf, dat die eerste keer toe ek deur die boek van Romeine gewerk het, omtrent elke boek het my laat huil. Dit is eintlik net so die hart van Jesus vir ons, en dat ons dit nooit besef nie, dat Jesus het vir ons gesterf op die kruis, dit weet ons almal, maar wat ons nie weet nie is dat hy hoef dit nie te gedoen het nie. En hierso skryf Paulus in hierdie boek van Romeine, skryf hy dat, wat is dit om in die kruis te lewe wat Jesus vir ons gesterf het? En as julle dit nie geweet het nie, is die boek van Romeine die belangrikste brief in die hele Bybel wat geskryf is. En ek hoop wanneer ons deur hierdie ding gaan werk, dat jy anders te gaan kyk na die boek van Romeine. Nou, baie teologiese mense het al die boek van Romeine beskryf as die. Daar is nie eintlik, die ander is baie mooi briewe, maar hierdie ene is daai ene wat ek dink jy skryf vir jou groot liefde. En hoekom dit so erg is, of hoekom dit so mooi is Paulus skryf het, hy was nog nooit in Romeine nie, en die Romeine wat daar was, toe Jesus gekruisig is, en met die eerste diens, het Pentekostel, en as julle die woord Pentekostel hoor, moet julle verstaan dat dit is toe die Heilige Gees losgebreek het oor almal, en dit is daai dag wat daar 3000 mense hulle lewens vir Jesus gegee het, en van daai Romeine was daar gewees, jy weet, van daai Jewish mense was daar gewees, en hulle het uitgegaan, terug na Romeine toe, en hulle het vir die mense gaan vertel, hoorie, maar dit is wat gebeur het, at Pentekostel, en dit het so groot impak gemaak, dat dit Romeine oorgevat het. So Paulus skryf dit aan die nuwe mense wat nou Jesus begin volg, dat wat is hierdie wat julle ervaar het, en hoekom ons dit so moet ervaar. Nou as jy mens mooi kyk, Apostel Paulus het hierdie geskryf AD, so tussen 57 en 58 na Jesus, terwyl hy in Korinthe gebly het, nee? En dit is deur sy derde missionary. En dit is in Romeine het, wat sy naam Tertius, so iets. Emperor Tertius het daar nog toe gerein. En daai gaan lees ons in Romeine 16 vers 22. Maar toe die kerk in Romeine het soos ek gesê het Paul nog nooit. Hy was nog nooit daar nie,
En hier skryf hy hierdie ongelooflike boek. Nee, en ek wil eintlik gou, ek het nie my Bybel by my nie, hy's nog in storage, ons is nog besig om te trek, of klaar getrek, maar ek wil net vir julle gou, ek gaan dit net vir julle lees. Ek gaan dit nou lees uit Engels uit, want dis nou al wat ek seker gaan kry. So toe Apostel Paul hierdie brief skryf, was dit half om homself voor te stel dat ek is Apostel Paul en hierdie is hoe en hoekom ons Jesus volg. Hy het eintlik die gospel geskryf in een brief. So ek wil gou hier vir julle lees. Hoor daar. Ek wil net die musiek, kan ek die musiek bietjie sagter sit? Anders gaan ek myself hier dink nie. Okay. Hoor hierso. So hier is Romeine 8. Ek love Romeine 8. Nee, so hoor hierso. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh. It was weakened by the flesh. God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sinful offering. Hierso sê Apostel Paul dat Jesus het sinful flesh geword om vir ons te sterf, sodat ons, hoor daar, vry kan wees from the law of sin and death. Ons gaan nog steeds dood, hoekom? As gevolg van Adam en Eva, want dis ons lyf, maar hy maak ons vry van sin, van sonde, okay? And so He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live according to the flesh, but according to the Spirit. So wat is daai weer? Die flesh moet ons afsterf, en ons moet lewe volgens die gees. Okay? Dit maak nou nog nie sin nie, maar gee my kans, ek kom daar. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. So wat is daai nuwe kar? Wat is daai nuwe huis? Wat is hierdie nuwe movie? But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desire. Ek wonder wat het daai broer of suster gedoen vandag. Ek moet vir hulle bid. Ek moet hospitaal toe gaan, ek moet vir hulle bid. Okay? The mind governed by the flesh is death. Okay? But the mind governed by the Spirit is life and peace. Want as jy nie worry oor wat daar buite aangaan nie, het jy 'n lekker lewe. Nee, the mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Don't be a people pleaser, be a pleaser of God. So wanneer jy in die flesh lewe, Therefore, brothers and sisters, we have an obligation. Ons het 'n obligation, but it is not to the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Julle, die Here het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, okay? Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. En Abba is eintlik in skynsletters wat beteken is 'n cry out, Abba. Okay, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs and heirs of God and co with Christ, if indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. Maklik gesê, as jy glo in Jesus, glo jy dat hy het gesterf op die kruis, jy glo hy is deur al daai suffering, en jy glo dat jy is nou vry. Hallo Jandrey, okay. So,
het ons nou 'n paar dele gelees van my gunsteling boek Romeine 8, maar die hele, ons gaan kom by Romeine 1, dit is volgende week so goed. Ek wil net vir julle wys dat hierdie love letter wat ons van lees, nee, en ek wil julle net die agtergrond gee. So, most believe the Jewish pilgrims. Nou pilgrims, julle weet, dit is, ja, hulle was present at Pentecostal, dit het ek al vir julle gesê, en hulle het gehoor, hulle het hierdie ding ervaar, en hulle is terug huis toe en hulle het gaan vertel. So die probleem hier was, nee, so, jy moet nou imagine, kom ons vat 'n voorbeeld, ek wil nou in die politiek praat, maar kom ons vat 'n voorbeeld, hier gebeur iets nou in jou dorp, en kom ons maak het easy, hier gebeur nou iets in jou vriendekring, nee, en hulle gaan terug na hulle ander vriendekring toe, en hulle vertel die vriendekring wat het nou net gebeur, dat hierdie, wow, het gebeur, maar hierdie vriendekring is soos, hierdie is nie aan nie, nee, hier is waar die probleem inkom. Emperor Claudius het al die Jode expel uit Rome uit, nee, so, dit het Gentiles gelei na die kerk toe. So die Jewish nou terugkom, die Jewish believers terugkom nadat hulle hierdie nou ervaar het, nee, was daar soos very much tension in die law, want soos hier nou iets gebeur, en hulle weet Jesus is gekruisig vir dit, hulle weet daar is al 'n paar mense doodgemaak vir dit, en hier kom hulle terug en hulle vertel wat het nou net gebeur, en die law is soos, no ways dat julle hierdie gaan doen nie, nee. So, en dit was nou God's covenant people wat hierdie law self begin soos, nee, en die Romans addressed hierdie issues toe, hulle is soos, ons gaan dit nou verder vat, want ons was daar gewees, okay, so, hoekom het Apostel Paul nou vir Rome geskryf, want onthou nou is Rome, eintlik soos hierdie babiekies, hulle is hierdie babiekies in geloof, en hulle kort nou iemand om hulle te lei, en Apostel Paulus soos wel, wie beter om het te doen as ek, en hy skryf hierdie brief. So hy skryf hierdie brief om te explain waaroor gaan die gospel. En die gospel is die goeie nuus. Die goeie nuus is, Jesus het op die kruis gesterf vir jou en my vir ons sonde, sodat ons kan vry leef van sonde, nie lewe om te sonde, en vry wees van ons sonde. Okay? En hy skryf hierdie brief, want hy het gehoor van die twee partye wat nou teen mekaar is, en dit veroorsaak nou 'n bietjie onrus, skryf hy dit om die Jews en die Gentiles te unite as een. En nou moet jy weet, hulle sit in die kerk, en een se daar, en een se daar, klink baie soos vandag, nee, kliks. Okay, maar hier skryf Apostel Paul dit, en hy sê, dit is hoe ons by mekaar gaan werk, want in die liefde van Jesus is daar geen oordeel tussen mekaar nie, broers en susters, is tyd om te unite. En hy skryf dit om te prepare vir sy mission op pad Spyn toe. So hy het eintlik 'n bietjie voorbrand ook gemaak vir wanneer hy in Spyn aankom, weet mense reeds wat wag. Okay, so hoekom is Romeine so belangrik? As julle nie geweet het nie, het Romeine Martin Luther King en John Wesley gemold. En die gospel in hulle gemold. En as jy hulle ken, weet jy dat daar was miljoene mense deur die woord wat hulle uit Romeine uitgekry het, verander. Het hulle Jesus Christus ontvang as Lord en Savior deur die brief wat Apostel Paul gestuur het, en Martin Luther en John Wesley het deel geword van dit, en hulle het uitgegaan, en miljoene mense was geraak. Tot vandag toe nog, praat mense van Martin Luther. Gaan so 'n bietjie sy goed op YouTube en daai goed as jy dit kan kry, maar hy was amazing geweest. So, die application van die brief van Romeine, nee, is, dit antwoord die grootste vraag van sin, grace, salvation, faith and Christian living. Wat ek daarmee bedoel is, Jesus het gesterf vir ons sonde, nou moet ons lewe in grace, ons het salvation gekry, en ons moet lewe uit faith uit, en dit is hoe 'n Christen moet lewe. So Romeine 8 is letterlik die backbone van wat dit is om 'n Christen lewe te hê. So,
Ek het nou vir julle 'n bietjie gelees uit dit uit, maar kom ons gaan, ek gaan nou net Romeine 1 vir julle lees, want ons gaan, hierdie gaan 'n paar parte hê, daar's 'n amen, en ek love it. So, kom ons begin, ek het nou uit Romeine 8 uit gelees, so ek het 'n paar vorentoe gesit, maar ons gaan net vanaand lees. Want ek het gekyk weer wat het ek sê, tot waar lees ek vanaand. Vanaand gaan ons net Romeine 1 vers 16 en 17 lees. En as hierdie met jou praat, as jy weet, die boek van Romeine is die backbone, en Jesus lewe in my vir 'n rede, dan gaan ek jou aanraai, gaan sit met die boek van Romeine. As jy die wonderlikste love story wil lees, gaan lees hom vir jouself. Maar kom ons begin by Romeine 1, en ons gaan lees uit vers 16 tot 17. For I am not ashamed of the gospel. Onthou, hier is nou Apostel Paul. Dit is Apostel Paul wat nou besig is om hier te skryf. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Nie sommiges nie, elke een wat glo Jesus is the Lord and Savior, bring dit verlossing. Okay? First to the Jews, then to the Gentiles. Wat het ek gesê? Hy het hierdie brief geskryf om hulle twee bymekaar te bring. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. Ja, in Romeine wys dit. In Jesus' storie wys dit. A righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. Nee, we live by faith and not by sight. Nou, vir my was hierdie boek, ek gaan nou gepraat uit my eie. Ek het nou die agtergrond gegee van Romeine, en hoekom was hy geskryf, en hierso is hoe dit is. Die dag toe ek my lewe vir Jesus gegee het, ek het geweet, Jesus lewe nou in my. Maar ek het nie geweet wat beteken dit, totdat ek by die boek van Romeine gekom het, en ek dink dis hoekom die boek van Romeine vir my, persoonlik, so belangrik is. Dit leer jou nie net dat gun mense iets, en moet nie terug verwag nie. Dit leer my dat, wanneer ek die agtergrond van die Romeine hoor, dat twee verskillende groepe mense, kom ons vat vandag se tyd, twee verskillende groep mense, NG en Pentecostal, 7-dag aktiviste, Pentecostal, get my drift, dat hulle sit nie, hulle lees dieselfde Bybel, maar ons sit nie altyd onder dieselfde verstand van dit nie. En hier wys Apostel Paul, hoe bring ons dit by mekaar, dat eintlik alles wys terug na Jesus toe. En as jy in jou plek, in jou kerk, in jou plek waar jy is, waar jy bedien, as jy nie iets kan terugkry, dat dit point na Jesus toe nie, dan is jy op die verkeerde plek. Sorry, ek sê dit bland, ek sê dit reguit, want Jesus is 'n groot, eintlik hy is die main doel in hierdie hele boek. Maar het jy al ooit gewonder, wie is die hoofkarakter in hierdie Bybel wat ons lees van Genesis tot Openbaring? Het jy al ooit gedink, wie is die hoofkarakter? Het enige een van julle al ooit gedink, wie is die hoofkarakter in die Bybel? En ek weet, hier gaan nou mense wees wat sê Jesus. Kan ek julle die antwoord gee? Hierdie is nou een van daai waar julle moet, as ons in 'n kerk was, het daar gesê, asseblief, of amen, of halleluja. So hier in hierdie geval, daar's 'n ja. Okay. Baie mense dink, Jesus is die main focus point, maar die hoofkarakter in hierdie boek wat ons noem, die Bybel, is ek en jy. Want alles van die begin af, tot op die einde is gedoen vir my en jou. Nee? Want so lief het God die wêreld gehad. Wie is in die wêreld? Ons. Dat hy sy enigste gebore seun gegee het. Dit is 'n vers wat alle Christen uit hulle harte moet ken. Johannes 3 vers 16. As jy hom nie ken nie, gaan lees hom. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het vir mens. En hy was nie genoem Jesus, die seun
van God nie. Hy was genoem seun, son of man, seun van mens. So wie is die hoofkarakter in hierdie hele boek? Jy, ek. Want Jesus het nie gekies om op 'n kruis te gaan hang vir homself nie. Hy het dit gedoen sodat wat gebeur het met die eerste Adam, wat gesondig het, met die sondeval, hy het dit gedoen om dit reg te stel. Sodat, want onthou, aarde was perfect gewees tot en met sondeval. Aarde was skoon, rein. Ons het na sondeval dit kom vernietig, en Jesus kom en hy sê, wel, ek kan dit herstel, om weer die konneksie tussen julle en die Vader weer reg te maak. Is dit nie 'n awesome ding om aan te dink dat jy, ek, almal, die hoofkarakter is in hierdie boek wat ons noem die Bybel nie. En dat apostel Paul het dit so goed verstaan, dat hy hierdie briewe begin skryf het aan die kerke, want as jy vat al die briewe, van Galasiërs af regdeur tot Romeine, al daai ouens, Filippense, al daai is briewe geskryf aan gemeentes. So ons kan dit basically vat, soos in vandag se tyd, waar ek nou hier sal sit en ek sê, okay, dit is die gospel van Jesus, en ek skryf dit aan, ek ken Warmbad die beeste, so kom ons skryf dit aan, Warmbad gemeente, en ek stuur dit. En dit is waar ons ook nou baie ouens kry, hulle verstaan nie hierdie storie nie. Hulle verstaan nie dat die kruis was nie die einde nie, dit was eintlik die begin. Alles van die begin af het opgelei op die kruis, en dan stop ons. Maar dit is eintlik nooit, hierdie was nooit die einde nie, hierdie was die begin. Want toe word ons geherstel, sodat ons nie meer hoef offers te gee, brandoffers te gee, animal offerings. Ons kan direk met Jesus praat, ons kan direk met God praat. Daar's 'n Jesus het eintlik gekom en daai band weer reggemaak. Nou ek gaan 'n bietjie verder lees, sorry julle. Hoor hierso. Ons gaan na vers 18 toe. The wrath of God is being revealed from heaven against all godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, invisible qualities, His internal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuses. Apostel Paul sê, julle het al gesien wat kan God doen. Hy praat van die begin af, hy praat van Noag se ark, hy praat van Moses, hy praat van al daai manne, praat van Daniel in die leeukuil, hy praat van Samson, hy praat van koning Dawid, hy praat van al daai, dat God het nog nie 'n excuse gemaak van wie hy is nie. Hy het sy power al bewys, hy het al bewys hoe groot en hoe sterk is hy. So hy het niks nodig om te bewys nie. So as jy wicked is, kies jy om wicked te wees, want God het reeds gewys wat hy kan doen. Het julle geweet, dat vir 400 jaar was God doodstil gewees op hierdie aarde? Vir 400 jaar het hy met geen profeet gepraat nie, hy was doodstil. En as jy die boek van Enoch is nie in die Bybel nie, maar as jy dit gaan lees, kan jy lees dat daar was chaos op hierdie aarde gewees. So vir 400 jaar was hier niks. Kan jy imagine hoe erg dit moet wees om te bid, en letterlik bid jy teen die ceiling vas, want God het net besluit, I'm done with you. Nee, vir 400 jaar. Okay. For although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal gods for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. Hy praat hy soos stryd van die Egiptenare. Kan julle hoor? Hulle het gode gemaak wat lyk soos human beings, birds, animals and reptiles.
Gaan kyk na al die gode van Egipte, uit 'n animal, en dis 'n god waarna toe hulle bid. They became foolish. Therefore God gave them over in the sinful desire of their hearts to sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth about God for a lie, and worshipped and served created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. Niks het eintlik verander nie. As jy dit lees, is asof ek die nuus lees van vandag. Is julle saam met my? Nee? Because of this, God gave them over to shameful lust. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their errors. Ons is nog steeds in daai tyd. Soos die boek van Romeine kon letterlik eintlik net geskryf het gister vir vandag. Furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a deprived mind so that they do what ought not to be done. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossip, slander, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they do not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. Hemel, ouens, kan ek net sê, klink dit nie soos vandag nie. Klink dit nie soos vandag se tyd nie. En wat 'n manier om te sê, ek sê, Romeine is die boek van liefde en ons begin om so. Nee, hy begin soos rof. Apostel Paul wys uit, dit is waarmee ons sit. Dit is die realiteit van die sake. Dit is waar mensdom is. Nee, so hy wys eers die probleem uit. Hy is very clever hierso. En onthou, hier is vir die Romeine geskryf, so hy praat van wat aangaan in Romeine. Hy is very clever om uit te wys, wat is julle sonde op hierdie oomblik, waarmee sukkel julle, nee? Maar dit word beter, okay? Ek het nog 'n rukkie, so kom ons gaan net nog, kom ons doen nog Romeine 2, en dan kan ons volgende week Romeine 3 en 4 vat. Is julle saam met my? Enigeen wat oppose? Enigeen wat dink ek moet nou maar eers stil bly? Okay, geen antwoord, so 'n antwoord. Boek 2, Romeine 2, die opskrif is letterlik God's righteous judgment. Okay, hoor hierso. You, therefore, have no excuse. You who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same thing. So Apostel Paul sê so, as jy judge, word jy gejudge. Nee. Now, vers 2. Now we know that God's judgment against those who do such thing is based on truth. So when you, a mere human being, pass judgment on them and yet to do the same thing. So as jy iemand oordeel, jy vat iemand aan en sê, jy mag nie rook nie, maar jy vape. Jy mag nie porn kyk nie, maar ja, as haar tannie verbyloop, kyk jy vir haar, nee? Okay, waar was ek? Okay, so pass judgment on them and yet do the same thing. Do you think you will escape God's judgment? So dink jy, wanneer jy oordeel aan iemand anders en jy doen dieselfde, dat God gaan sê, nee, okay, seun, jy het nou my uitgewys, jy het hulle reggestel, maar weet jy wat? Jy gaan nie joune nie, okay? Or do you show contempt for the riches of his kindness? Forbearance and patience.
not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. Dis 'n vraagteken. Dink jy nie dat God se kindness towards humanity lei ons dat ons wil sê ek is jammer? Dis eintlik wat hy sê. Hy sê omdat hy so nice is, omdat God so mooi is met ons en nie net soos sal ons repent, okay? Because of your stubbornness and your unrepented heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath. When his righteous judgment will be revealed, God will repay each person according to what they have done. Harde woorde, nee. God will repay each person, elke een, according to what they have done. To those who by persistence is doing good, seek glory, honor and immortality, he will give eternal life. Hy praat nie van jy gaan vir ewig lewe nie, hy praat van eternal life saam met hom, saam met God. But for those who are self-seeking and rejects the truth and follow evil, there will be wrath and anger. There will be trouble and distress for every human being who does evil, first for the Jews and then for the Gentiles. Onthou is geskryf vir die Jews en Gentiles om hulle bymekaar te bring, maar hierdie geld vir ons, okay, ook. But glory, honor and peace for everyone who does good, first for the Jews, then for the Gentiles. For God does not show favoritism. God wys nie favoritism nie, so of dit nou 'n Jew is of 'n Gentile, is equal. All who sin apart from the law will also perish apart from the law. And all who sin under the law will be judged by the law. For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight. So die tannie, oom, jy wat elke Sondag in die kerk sit, jy hoor die law, nee, you will be judged by it, okay? So beteken nie omdat jy daar sit, is jy hoor, righteous in God's sight nie, nee? Dit beteken nie omdat ons daar is, dit is so nie. But it is those who obey the law who will be declared righteous. Okay, a person is not a Jew who is one only outwardly, nor circumcision merely outward and physical. No, a person is a Jew who is one inward, and circumcised is circumcision of the heart, by the Spirit, not by written code. Such a person praise is not from other people, but from God. Hy eindig Romeine 2 om te sê, that whoever you are, as jy nie inward, jy kan mooi lyk buite, you can walk the walk, you can talk the talk, but if the heart is not right, dan is God nie daai favor vir jou nie. So, hi Prophet Piet, okay. So, ons gaan eindig vanaand met Romeine 2. En wat ek vir julle wil vra in hierdie week waar julle ingaan. Kom ons probeer hierdie week nie klippe gooi nie. As Tannie Mariaan iets sê, moenie sê, ag weet jy wat, jy sê dit, maar kyk wat doen jou lewe self nie. Die liefde wat Jesus gegee het, en ek gaan altyd terug na daai dag wat op die kruis gehang het. Toe daar 2 mans langs hom gehang het en die ene het gesê, as jy regtig die seun van God is, haal ons van die kruis af. En die ander een het sê, Here, hier is ek. En Jesus draai na hom toe en hy sê, vandag loop jy saam met my in die hemel in. Hy het nie vir hom gevra, hoorie, in wat se kerk is jy? Is jy gedoop? Hoeveel kursusse het jy al bygewoon nie? Sy hart was reg. Wanneer ons hierdie week uitgaan, en ek wil jy met hierdie woord in jou kop hou, wanneer jy hierdie week uitgaan, elke persoon met wie jy praat, is 'n geleentheid om te sê, wie is Jesus? Wat soek Jesus vir jou? Jy het 'n geleentheid om iemand se dag te verander, wat dalk nog nooit eens gehoor het van Jesus nie. Hierdie ware liefde, wat
so genuine is, dat die dag toe dit my hart verander het, kon ek nie ophou stil bly daaroor nie. Die tipe liefde wat iemand dalk nie het nie, waar sy pa hom dalk gelos het as 'n kind, nooit weer teruggekom het nie. Maar daar is hierdie liefde van God, dat so lief het God die wêreld gehad, so lief het hy hom gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het. Hoe awesome is dit om te weet dat your earthly father may fail you, but your heavenly father has got your back since Genesis. Nee, dat jy is die hoofkarakter in die Bybel. En dink jy nie mense daar buite verdien dit om dit te hoor nie? Dat al sukkel jy, is daar iemand wat nog steeds jou back het. Vir hom is jy die belangrikste persoon op hierdie aarde. So kom, die challenge van hierdie week is, let's tell somebody about Jesus. Nie die wat die mense dink. Van ongelukkig mense dink, om 'n Christen te wees is om judgment te gooi. Om heeltyd, jy mag nie dit en dit nie. Nee, as hulle dit verstaan soos ek het verstaan, is dit om die wêreld te vertel, dat daar was 'n man, wat geloop het, saam met sy mense, gedoen het, wat sy mense gedoen het, nadat geleerde mense vir hom gesê het, hoekom sit jy saam met prostituie, tax collectors, hierdie slegte goeters, hoekom sit jy saam met hulle? Hoekom sit jy nie saam met ons nie? Hy het gekies die gebrokene, want hy het eintlik vir Nicodemus gesê, ek het nie gekom vir julle nie, ek het gekom vir die gebroke. En dit is die gospel, that even when you are a car guard, even when you are homeless, even when you are a prokureur, a dokter, even when you are just a human being, a person, het Jesus vir jou gesterf. Ek gaan net tot hier gaan. Ek wil nie almal se tyd vanaand ophou nie, maar ek wil vir julle sê dankie dat julle hier was, dankie vir 'n geleentheid, Here, dankie dat ek kan praat, want U weet wat's my hart, U weet dat U het my gered, en ek hoop daar's iemand daar buite, wat dalk vanaand sit in 'n posisie, waar hulle voel, I can't anymore, en hierdie boodskap van Romeine het net deurgekom en gesê weet jy wat, dinge lyk dalk nou nie reg nie. Dinge lyk dalk nou nie reg in jou lewe nie. John, ek sien jou naam opkom en immediately sê die Heilige Gees vir my, moenie meer worry nie. Jy het alles gedoen wat jy kon doen. Daai naam John het nou net opgepop en dadelik is my ek wil kyk om John, sê net vir my, jy is nog hier asseblief, laat ek wil vir jou bid. Ek wil probeer ek gaan môre aand gaan ek praise and worship liedjies speel op TikTok live, so as jy wil kom praise and worship liedjies luister, kom môre aand 8:30 dan praise and worship musiek wat net gaan speel en ons gaan net rustig wees. Maar ek wil elke Sondag hierdie tyd 8:30 wil ek 'n diens hou. Ons is besig om 'n gemeente te stig hier in Somerset Wes. Ons kort baie hulp en hierdie ou kort baie gebed, want my hart is om te bedien dat ons hierdie gospel wat vir ons geskryf is kan uitkry. Soos jy in die Somerset Wes area is jy iewers enige plek. Kom ons kom by 'n koffiewinkel by mekaar, whatever, en ons praise and worship en ons praat net. Stuur my 'n boodskap hier op, wat ook al, ons is besig daarmee, maar vir nou gaan dit hier wees. Vir nou gaan ons op TikTok wees, elke Sondag aand 8:30, elke Maandag aand praise and worship. En as daar meer dinge is wat bykom, sal ons dit doen. John is nie meer hier nie, en my hart het gevoel daai man kort gebed. Maar ons kan sommer vir hom bid net hier waar ons is. Okay, kom ons sluit die aand af, julle. Dat almal kan nog 'n bietjie rustig raak. Okay. Here Jesus, dankie vir 'n wonderlike aand. Dankie dat U ons veilig hou. Dankie dat U saam met ons is, Here.
Dankie dat ons op U kan staat maak. Dankie dat ons weet, ewen as dinge rof raak, is U nog steeds daar, al hoor ons nie U stem nie. Here, ek bid vir die mense wat vanaand kyk, dat U saam met hulle in hulle week sal ingaan. Here, ek bid vir siektes, ek bid vir mense wat seer het, vir gebroke huise. Here, ek bid dat U Heilige Gees sal ingaan en sal veranderinge bring. Here, ek bid vir vrouens wat bid vir hulle mans om 'n omkeer te maak, om U te volg. Bid ek dat U kragtig sal begin werk. Here, ek bid vir kinders wat skole label met ADHD, dat U daai kind sal losmaak van hierdie ding wat oor hulle lewe gespreek is. Here, ek bid vir daai man wat vanaand sit en sê, Here, my besigheid doen sleg. Ek bid dat U die sluise van die hemel sal oopmaak. Here, dat hulle U sal eerste stel, en wanneer hulle dit doen, dat daai sluise sal oopmaak en hulle besigheid gebless sal word, sodat hulle ander mense kan bless. Here, ek bid vir myself en ek bid vir my familie, Here, dat U ons kragtig sal gebruik waar ons ook al gaan. Here, dat U ons 'n gebou sal gee, dat U ons mense sal stuur, Here, sodat ons die woord van Christus kan uitkry. Here, ek bid vir elke mens wat op hierdie oomblik kyk, dat U hulle net 'n rustige nagrus sal gee, Here, daai ene wat sy hart anxious is vir môre, wat daar dalk 'n meeting is waaroor hulle bekommerd is, bid ek dat U hulle rustig sal maak, dat hulle sal lekker slaap en dat U liefde hulle sal omring. Here, dankie vir die kruis, dankie vir die boek van Romeine. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar die kragtige, groote, heilige naam van die Here Jesus alleen. Amen. Okay. Dankie julle, dankie vir elke een wat hier was. Dankie dat ek hierdie platform kan gebruik om U naam hoog te maak. Dankie Here. Elke een van julle, goeie nagrus. Mag die Here julle ryklik seën in die dag wat voorlê. Jan van Sail. Lekker slaap almal. Ek gaan ons koffie mis môreoggend, nê? Nee? Okay. Bye julle. Lekker aand, lekker slaap. Bye.